Ek wil graag vandag met julle praat oor 'n belewenis wat ek gehad het laas naweek. Ons het Paasnaweek gevier, ek en my vrou en my familie was nie hier nie gewees nie, maar ons het Paasnaweek gevier. En ek het geobserveer, ons het die voorreg gehad om in die Kaap te wees. En ek het iets beleef wat vir my hartseer was. Ek het beleef dat die evangelie van Christus afgewater was tot paashase en chocolate-eiers. En lekker kuier. Ek het gaan sit en kyk en dis asof die evangelie boodskap wat ons verkondig van Jesus Christus, en ek sê met respek en met aanhalingstekens, sy krag verloor het uit ons monde uit. Ons kan nie meer kompeteer met die hoë impak rekenaarspeletjies nie. Ons kan nie kompeteer met al die aksiebelaaide TV-prente en flieks nie. Ons kan nie kompeteer met AI nie. Daar is wel nog mense wat net deur die hoor van die woord van die evangelie aangeraak word. Maar dit is juis in die nuwer geslagte, in die mense wat met hierdie goed groot word, dat dit al moeiliker raak. Ek besef dat ons stuur boodskapies en ek sien die boodskapies is maar net 'n boodskapie wat ek aangestuur het. Ek sien dat selfs die woord wat ons wil vir mense oordra, het nie meer dieselfde krag nie. En ek vra myself af en ek vra die Here, maar hoe kan ons in vandag se tyd die harte van mense aanraak? Hoe kan ons mense bereik? Want ons werk is wat ons gesê het, een siel op 'n slag. Ons werk is wat ons gesê het, Here stuur mense na die koninkryk toe. En ek lees 2 Korintiërs 3 vers 2 tot 6. Julle is ons brief, geskryf op ons harte, geteken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is deur ons diens berei. Geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. So vertroue het ons deur Christus by God. Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaam is uit God. Want ons is ook bekwaam gemaak, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament. Nie die letter nie, maar die gees. En dan staan hier, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Ons antwoord lê duidelik al lankal voor ons in die krag van die Heilige Gees as deel van ons boodskap. Ek sal graag 'n paar waarhede wil aanraak vandag, net rondom dit. Ek dink ons het so lank al wat ons besig is om teologie te verkondig, wat ons woord verkondig wat nie verkeerd is nie, maar ons het die krag van die Heilige Gees nagelaat. Ons het die werking van die Heilige Gees in ons lewens nagelaat. En ek vra vir die Here, Here, hoe kan ons mense bereik? Want nie eers met die woorde wat ek spreek partykeer, Here, het waarde nie. En die Here wys my deur sy Gees. Deur die krag van daai woorde, nie deur die woorde nie. Want dis die Heilige Gees. Kom ons maak ons oë toe. Vader, ek wil U loof. Ek wil U prys, Here. Want U het gesê, Here, toe U opvaar, dat is beter vir julle dat ek sal weggaan. Want ek gaan vir julle die Heilige Gees stuur. Wat julle alles sal leer, wat julle alles sal wys, wat vir julle die krag sal gee, sodat julle sal aangaan. Here, en ons fokus is altyd so net op U, en die fokus is altyd net op ons eie goed, Here, maar so baie keer verontagsaam ons hierdie woord wat sê, ons fokus moet op die Heilige Gees wees. Here, en ek vra, laat die Gees deur ons werk, laat die Gees deur hierdie gemeente werk. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. So ons het so pas laas naweek die dood en die opstanding van Jesus Christus gevier. Ek kan my eintlik net indink. Hierdie week, the talk of the town,
Kan julle dink daai mense se blydskap? Hy het opgestaan. Hy lewe. En ek kan dink daar's 'n paar van hulle wat so 'n bietjie bang en benoud was, want hulle was deel van die wat gesê het, kruisig hom. Kruisig hom. Maar net so sit ek en ek luister en ek kyk hierdie week. Ons gaan net aan. Daar's nie eers 'n opgewondenheid in ons binneste nie. En ek sit vanoggend hier en ek sê net weer vir die groep hierso, hy lewe. En kan julle dink in daardie tyd, hierdie disippels was totaal platgeslaan. Toe Jesus aan die kruis hang, hulle verlosser, hulle koning, hulle redder, hulle mentor. Hulle het alles ingesit vir 3 jaar daar hang hy. En hulle het nie verstaan nie. Hulle was platgeslaan. Toe hulle hom in die graf sit en die klip toemaak. Maar kan jy dink hoe verbaas was hulle? En opgewonde en gemengde gevoelens. Daar was plekke in die Bybel wat sê hulle was bang. Want hy het opgestaan. Hy lewe. Hulle het dit nie verstaan nie. En ek praat gister so in ons gesels. En dit kom op dat as jy 'n nuwe kar kry of 'n huis kry, dan maak dit jou opgewonde. En Charlotte het dit nog genoem, maar vir 'n kort tydjie. En dan is daai opgewondenheid weg. En dan soek ons iets nuwers, iets beters. Ons soek 'n ander gebeurtenis. Ons kyk maar na die Israeliete in die woestyn. Hulle het al hierdie grootheid en goedheid van God beleef. Hulle het wonderwerke gesien. Moses het vir hulle woord gebring van God af. In die oomblik as hy sy rug draai, is hulle verveeld. En bou hulle goue afgode. En hulle begin 'n ander afgod bid. Is dit nie maar hoe ons mens is nie? Is dit nie dat dit een van die redes is, hoekom hierdie woord wat ons verkondig, nie meer krag het nie, want ons soek nou alweer iets beters. Selfs Petrus, toe die 11 vroue na hom toe gekom het, toe die vroue na die 11 disippels toe gekom het, en hulle het hier gehoor, die klip is weggerol, die engel het vir hulle gesê, hy lewe, en gaan vertel vir hulle, en hulle kom hier by die 11 disippels wat oorgebly het, Petrus het nie geglo nie. Hy het gegaan en self gaan kyk, en hy was toe bang. Op 29 Mei vier ons Hemelvaart. 40 dae later. En dit is waar die antwoord al lankal vir my en jou gelê het. Jesus het opgestaan en hy het na sy Vader gegaan om ons plek voor te berei. En om by sy Vader te pleit. Maar net voor Jesus se Hemelvaart het hy gesê dat hy vir ons die Heilige Gees gaan stuur. Wat ons alles sal leer. En nog meer. Maar selfs vir die disippels was hierdie ruiling van die bekende, die Jesus, wat saam met hulle was, vir die meer onbekende, die Heilige Gees, so 'n bietjie van 'n vreemde en skrikkende gebeurtenis. Hulle het self bietjie onseker gewees oor dit. Dit was eers later toe die Heilige Gees hulle gevul het en hulle kon beweeg in sy krag wat hulle verstaan het wat Jesus bedoel het. Ek lees vir ons net so 'n stukkie, ek vertel eintlik maar meer, Matteus 28, lees ons van Jesus se opstanding. En dit was toe Maria by die graf was, en sy het gaan kyk, en skielik was daar hierdie geweldige aardbewing, en die engel het daar gekom, en hy het die klip weggerol, maar dit was so helder, dit soos weerlig gelyk. En die wagte was verskrik. En hulle het so amper dood gestaan. En toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Maar hy is nie hier nie. Hy het uit die dood uitgewek, soos hy gesê het. Hulle het haastig toe van die vraag weggegaan. Hulle was bang, maar hulle was bly. En hulle het gehardloop om dit aan die disippels te gaan vertel. Skielik het Jesus voor hulle gekom
En hulle gegroet. Hulle het nader gekom en dadelik hom aanbid. En Jesus sê vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet Galilea toe gaan. En daar sal hulle my vind. Right. Dan 'n ernstige ding wat gebeur het in daai tyd. Het die priesterhoofde 'n storie begin opmaak, want hulle was nou bang. Hulle het 'n storie opgemaak, het na die wagte toe gegaan en gesê, sê vir die mense, terwyl julle geslaap het die disippels gekom en sy liggaam weggevat en hom gesteel. Hierdie storie, sê die Bybel, word tot vandag toe nog onder die Jode vertel. En ons getuienis word tot vandag toe nog betwyfel deur ongelowiges as gevolg van hierdie feit. En dis een van die redes hoekom hierdie evangelie met woorde minder krag het. Want Jesus het 'n opdrag aan sy disippels gegee. Hy het gesê, aan my is alle mag en alle krag gegee, in hemel en op aarde. Gaan na al die nasies toe. Maak hulle my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle alles te onderhou wat ek julle beveel het. En weer eens wat ons laas keer gesê het, die Here het gesê, ek is by julle tot in die volëinding van hierdie wêreld. En dan wil ek graag Handelinge 1 vers 2 tot 8 lees, en dit is waaroor dit gaan vandag. Die belofte van die Heilige Gees. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevel gegee aan die manne wat hy as apostels uitverkies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. En hierdie is waarna ons wil kyk. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou tyd dat u koninkryk van Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om tyd en omstandighede te weet nie, wat my Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria, tot in die uithoeke van hierdie wêreld. So wat ek vir julle wil sê, Jesus het gesê, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang, en julle sal sy getuies wees. En ek sê, daar sal nie 'n afwatering wees van die evangelie nie. Ons het dis tyd dat ons weer die Heilige Gees ernstig opneem. Dat ons hierdie woorde wat Jesus vir sy disippels gegee het, vat en sê, Here, ek wil in die Gees wees. Ek wil doen wat u doen. Ek het die laaste tyd wat ek baie met die jong mense sit en ons gesels oor die Heilige Gees, die werking van die Heilige Gees. Ons oefen, ons toets, ons help mekaar, ons word stil vir mekaar. Want dis al hoe ons gaan weet hoe die Heilige Gees praat. Ons krag lê juis daarin dat Jesus opgevaar het, dat hy die Heilige Gees vir ons stuur. As ons gaan dink aan Johannes 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was self God, en hy was by God. En die woord het onder ons kom lewe, wat Jesus Christus was. Maar daar's 'n tyd wat die woord van ons af moet weggaan, sodat hy vir ons die Heilige Gees gaan gee, wat nie meer die geskrewe woord is nie, maar die Geeswoord. Daar's 'n tyd wat gaan kom, wat ek en jy nie meer 'n Bybel mag hê nie. Daar gaan 'n tyd kom wat ek en jy nie meer dinge mag sê wat hier staan nie, maar wat ons net kan doen wat die Heilige Gees sê. En dis 'n tyd wat ons nou mekaar in die Gees moet begin ken. Dis 'n tyd wat ons mekaar moet bedien in die Gees. As ons miskien wil dink aan 'n voorbeeld, ek wou bakke bring, maar ek het dit nagelaat. As jy jouself sien as 'n klein
houer. Sê die Bybel dat die Heilige Gees is in my, en so met ander woorde, hy is in my houer, en ek kan hom toemaak. Maar dan sê die Bybel, ek is in Jesus, en ek kan my hele bakkie binne in 'n groter bak sit wat Jesus is, en die woord sê, Jesus is in God, wat 'n groter bak is. So as jy mooi kan dink aan hierdie prentjie, sit dit 'n totale veiligheid rondom jou. Die Heilige Gees in my, ek in Jesus, Jesus in God, ons een. Hoe kan ons dan anders as om in die krag van die Heilige Gees te lewe? Hoe kan ons dan anders as om Jesus Christus ons enigste weg en waarheid? Hoe kan ons anders as die koninkryk van God as ons visie voor ons? Want ons is in hom en hy is in ons. En ons is een. Ek wil vinnig aanraak 'n paar funksies van die Heilige Gees. Eerstens sê die Bybel, word getrek deur die Heilige Gees. Daar staan in Johannes 6 vers 44, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie. So die eerste werk van die Heilige Gees is om jou te trek na die Jesus toe. Word oortuig van sonde deur die Heilige Gees. Ons lees Johannes 16 vers 8 tot 11. En wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Hy gaan ons kom oortuig van enigiets wat tussen ons en God staan. Word gevul met die Heilige Gees. Efesiërs 5 vers 18 sê, en moenie deur wyn en bedwelm raak nie. Daardeur ontstaan losbandigheid. Inteendeel, word vervul deur die Gees. Word gelei deur die Heilige Gees. Johannes 16 vers 13. Wanneer hy kom, die Gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Ek lees net 'n gedeelte van die vers. Galasiërs 5, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van hierdie vlees volbring nie. Word geleer deur die Heilige Gees. Johannes 14 vers 26. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, sal hy julle stuur. Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek julle gesê het. Hier's 'n belofte van Jesus. Leef in die krag van die Heilige Gees. Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So daar sal krag wees waarin ons lewe. Sê en doen net wat die Heilige Gees jou wys. Esegiel 36 vers 27. En ek sal my Gees in julle binneste gee en sal maak dat julle my insettinge wandel en in my verordeninge onderhou en doen. So hy gaan ons lei in wat ons moet doen. Word vertroos deur die Heilige Gees. Johannes 14 vers 16. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. En daar is nog. Verwag die Heilige Gees in jou lewe. Soek hom. Leer sy stem ken. En laat hy deur jou werk. Berei sy tempel voor. Om in geregtigheid weer te staan voor die Here. En Jesus Christus is die een wat ons bring in geregtigheid. Kom ons maak hierdie tempel skoon, sodat die Heilige Gees weer kan werk deur ons. Jesus sê dat ons sy skape is, en dat ons sy stem ken en hom volg. So moet ons ook die Heilige Gees stem ken. Ons moet leer om sy stem te ken. So baie mense vra vir my, op 'n gereelde basis, maar hoor ek reg? Ek het hierdie gehoor, is dit die Heilige Gees wat met my praat? Hoe gaan jy ooit weet? As jy nie vir 'n oomblik begin besef, miskien moet ek gehoorsaam wees nie. Hoe gaan jy ooit weet, as jy nie net begin en dit doen nie? As jy in opregtheid, met 'n eerlikheid in jou hart glo, die Heilige Gees het met jou gepraat, wees gehoorsaam, doen dit. As jy 'n fout gemaak het, die Here sal jou leer daardeur. Hy sal jou wys en die volgende keer sal jy hoor. Miskien vir julle 'n voorbeeld gee. Die Here het 3 keer met Samuel gepraat terwyl hy geslaap het. Hy het sy naam gehoor en hy hardloop toe dadelik na Eli toe en hy sê, Eli, het hy my geroep?
En Eli sê, nee, dit was nie ek nie, ek is jammer, gaan slaap weer. En eers die 3de keer toe besef Eli, wag 'n bietjie. Ek dink die Here roep jou. En toe sê hy vir Samuel, as jy weer die stem hoor wat jou roep, dan sê jy, ja Here, die dienaar luister. En dit was eers toe die 4de keer wat Samuel die stem hoor en sê, ja Here, die dienaar luister. So daar's tye wat selfs die Bybelfigure nie seker was nie. Maar kom ek en jy begin luister, en as ons die stem van die Here hoor, sê ons, ja Here, die dienaar luister. Kom ons begin optree in die Gees, soos die Here ons wil hê ons moet optree. Ek wil graag vir julle 'n storie vertel, wat in my lewe gebeur het. Praat van 21 jaar terug, waar ons 'n vriendin, julle ken vir Cynthia wat al basgitaar gespeel het, waar Cynthia by ons aan huis gebly het, want daar het baie dinge in haar lewe gebeur, en ek en Rita het besluit om haar net by ons in te bring, en ons het vir haar gehelp om Bible College te doen by Lewende Woord. Nou sit ek daar so, ons kyk maar TV, ek en Rita, en ek weet ek moet vir Cynthia later vanaand gaan haal, so 10:00 se kant na sy haar dienswerk gedoen het. En dit is so net so 9:15 en ek sê vir Rita, ek gaan gou ry. En die Here sê vir my so duidelik, nie nou nie. Ja, en dis nou vir my, dit was vir my so half vreemd, want hierdie is van die eerste kere wat ek regtig so hoor by die Gees. En ek sit so rukkie en skielik sê die Here vir my, in my binneste, reg, jy kan nou ry. Maar moenie Lewende Woord toe gaan nie. Gaan kafee toe. Nou daar, hier so op Queenswood op die hoek waar Woolies nou was so 'n kafee gewees. Right, so ek sê, hey, hierdie klink van nie, maar ek ry kafee toe. Nou stap ek in die kafee rond, jy weet ons nou soekie, nou Here, wat wil jy doen? Niks. Ek stap in die rakke om, ek stap om, ek ervaar niks. Ek sê, Here, ek gaan nou maar 'n brood koop, en dan gaan ek ry. Koop 'n brood, en ek ry. Toe ek net so uitry, ek weet nie die van julle wat onthou nie, daar was so 'n videowinkel gewees. Toe daar van die kafee of was daar haarkappers en videowinkel so. En ek ry so verby die videowinkel, daar kom iemand uit en hulle sluit die videowinkel. Ek onthou dis die meisiekind wat die videowinkel bestuur. Maar ek ken haar nie, maar ek weet net dis sy, want ons het al haar video's uitgeneem. Nou dink ek, Here, miskien moet ek vir haar bid. Miskien is sy dalk in die moeilikheid of in gevaar. Nou bid ek vir haar. En sy stap, sy gaan deur, sy stap hier oor die pad. Ek ry om nou probeer ek maar rustig ry, dat sy nie dink ek stolk of iets nie. Nou bid ek sê, Here, miskien kom ek bid vir dat sy net veilig hier oor die pad stap, en daar sy in die hekkie in, en in die huis en sluit die huis. Ek sê, Here, wel, sy is veilig. Nou sit ek hierdie leerskool hier in my binneste. En ek sê vir die Here, ek gaan Lewende Woord toe. Ek gaan vir Cynthia haal. En ek ry en ek gaan staan daar in die parkering, nou wag ek. Toe ek by daai parkering stop, wys die Here vir my daai meisie se gesig. En speel hy goed af. Dinge wat vir my erg was. Ek sien snaakse goed. Ek sien tipies hierdie, amper soos die Ku Klux Klan hoedjie, so 'n snaakse hoed, so pers hoed, met so groot kruis om 'n man, maar so ek wil amper sê so oily ou, en ek sien goeters, en ek sien klomp ander goeters. Ek sê, Here, ek is deurmekaar, ek weet nie wat wys hy vir my. En Cynthia kom aan en ons ry huis toe. Toe ek by die huis kom, toe gaan sit ek. Toe sê ek, Here, wys my, vertel vir my, wat wys hy vir my? En die Here sê vir my, skryf alles wat ek vir jou gegee het, net so neer. En ek skryf dit neer. Nou moet julle weet, Kobus is uit die NG Kerk uit gewees, en ek is so 1 jaar, 2 jaar in Lewende Woord, so, hierdie is my bietjie vreemd. En ek stap en ek skryf neer, en die Here gee vir my nog 'n woord, en hy gee vir my nog 'n paar goed en beloftes. Ek sê, Here, wat maak ek hiermee? Hy sê, gaan deel dit net so met haar. Nee, julle ken. Ek sê, nee, Here, sorry. Hierdie kat gaan nie vlieg nie. Daar's nie 'n manier hoe ek ken nie eens die persoon nie. Hoe moet ek hierdie gaan deel? Nou moet julle weet, dis soos elkeen van ek en jy voel op 'n oomblik, baie keer onseker. Jy kry hierdie goed en Here, wat moet ek hiermee maak? Ek gaan my naam gat maak. Ek gaan daar instap en ek gaan nooit weer my gesig wys in daai videowinkel nie. En daar is nie ander baie naby nie.
En die Here sê deel hierdie goed net so, en ek wil vir julle sê, daar's 'n paar erge goed. 2 weke het verbygegaan. Ongelowige Kobus, want ek kan nie hierdie goed doen nie. Nog 'n halwe week gaan verby. En die Here sê vir my, gaan deel dit. Nou stop ek die middag na werk daar by die videowinkel. Tipies dat ek kan wag dat almal uit is. Daar's niemand anders nog daar nie, want ek wil nie nou 'n scene nie maak voor ander mense nie. Want dit is hoe ons voel, dit is hoe ons menslike vlees is. En ek stap uiteindelik vorentoe en ek sit die guts bymekaar en ek gaan staan so voor die meisie se gesig wat ek gesien het. Ek sê vir haar, luister, jy ken my nie en ek ken jou nie. Maar die Here het hierdie goed vir my gegee en hy het lê dit so hard op my hart dat ek dit met jou moet deel. En ek begin het, dan maak jy maar net oop, jy kyk nie eens nie. En ek lees die goed af, toe ek by die 3de sinnetjie kom, sê kom maar stop, maar ek vertel vir die res. En sy vertel vir my haar verhaal, haar seer verhaal wat in selgroepe gebeur het. Waar 'n selherder goed aan haar gedoen het, in die sel. En sy vertel vir my goed en sy het gesê, ek het besluit om nooit weer die Here te dien nie, om nie weer kerk toe te gaan nie. En die Here kom en hy kom tel haar op, hy kom wys haar, hy's by haar gewees. Hy het alles gesien. Maar hy kom gee 'n woord vir daai vrou. En sê, jy sal eendag voor vrouens praat. Jy sal eendag vrouens bedien. Jy sal 'n woord verkondig. En ek het uitgestap. En sy het my net so gekyk. Ek my nommer vir haar gegee. Week later toe bel sy my. Toe join sy die sel. En was net kort daarna. Toe sê sy wil my eintlik voorstel aan haar sussie. Toe is haar suster 15 jaar oud en swanger. En sy sê sy gaan deur 'n swaar tyd. En ons het haar sussie bygekry en ons het begin bedien en ons het 'n lang tyd by hulle gewees en uiteindelik is die babietjie gebore. En ek onthou nog die eerste jaar verjaarsdag, my ma was nog by die eerste verjaarsdag. En ons het 'n pad begin stap want daar was toe baie dinge wat gebeur het. Ons daar was groot goed wat teen ons geveg het vir hierdie kind en vir die mamma. En ons het jare geveg, in die hof geveg en goed gedoen. En later het die Here selfs die mamma en die kind versoen. En met tyd het ons hulle kan gaan bedien het. En ek wil vir julle sê vandag, en ek kan gou vorentoe kom, 21 jaar later, hier is die babietjie, wat 'n pad saam met ons gestap het. En hierdie meisiekind, soos hy vandag hier staan, bel op 'n gereelde tyd. Oom Kobus, en sê oom, ek wil net bietjie kom kuier, en bietjie kom bedien. En ek wil vir julle sê, hierdie meisiekind dien die Here. Dit is my so voorreg om te sien, hoe die Here haar gevorm het. Nie eens waar ek was nie, want die Here sê, iemand moet 'n saadjie saai. Ander gaan nat gooi, maar God het hierdie meisiekind laat groei. Ek wil vir julle sê dat haar mamma en haar ma se sussie bedien in die gemeente waar hulle is, vroue. Ek wil vir julle sê dat daai mamma en sussie bedien, is 'n tears of joy wat hulle baie betrokke by was, wat hulle vrouens van die straat af vat en bedien, en sy en haar susters bedien saam. Sy is besig om op die stadium onderwys te swat, maar saam met die teologie. En ek wil vir julle sê, 2 weke terug, het daai pappa teen wie ons 'n ruk lank 'n fight gehad het, en haar mamma getrou vir die eerste keer. So ons gee die Here die eer dat hy hierdie meisiekind beskerm het, dat sy hier staan vandag. En ek het haar gevra om vandag saam te kom, juis om vir julle te wys. Julle kan met haar praat. Dankie, ek gaan sit. Nou die vraag is, hoekom vertel ek vir julle hierdie storie? Dis nie sodat ek eer kan kry nie. Dis nie sodat ek kan sê, "Joe, ek is great nie." Een oomblik wil ek amper sê van stupidity, maar gehoorsaamheid. Het die Here gebruik om al haar susters en broers, en daar's 'n paar, na die Here te trek. Daai mamma te gebruik, en as julle haar sien, ek wens ek kon haar ook sommer hier gehad het. Lief vir die Here. Die pa swat saam met haar teologie. Sy na pa. En wat ek vir julle wil sê, al wat die Here gedoen het, is om vir my die voorreg te gee, vandag hier te staan, en vir julle te vertel dat die Heilige Gees werklik is, dat hy werk,
Die Here kon enigiemand anders gebruik het. Hy hoef nie vir Kobus gebruik het. Maar hy het vandag die geleentheid vir jou en my gegee om hierdie getuienis te hoor dat die Heilige Gees werklik is. Maar ek het vir julle nog iets om te sê. Dat wanneer die Heilige Gees met jou begin praat en jou lei om 'n ding te doen, daar ook 'n verantwoordelikheid is. Ek praat nie van 'n jaar terug nie. Ons stap al 21 jaar op pad en ek beplan om dit stap tot die einde van my lewe. Saam met haar en haar ma en haar pa te stap. Want ons het 'n verantwoordelikheid om saam met mekaar te stap. Nou in ons tyd met die Heilige Gees is daar, jy sê dalk vir my Kobus, maar ek hoor nie die Heilige Gees nie, ek weet nie wat aangaan nie. Hoe kan ek dit doen? Daar's baie blokkades wat daar kan wees. En as jy ervaar daar is, kom laat ons bid. Tinus is hier, Janus is hier, ek is hier op 'n gereelde basis, ten minste 1 of 2 van ons. Maar tipiese goeters is ongeloof, twyfel, ongehoorsaamheid, vrees, sonde in jou lewe, leuns van Satan, bitterheid, haat, liefdeloosheid, jaloesie, trotsheid, aanstoot, onvergifnis. En daar's nog vele meer. En laat my toe om vandag miskien net een van hulle aan te raak. En ek het eintlik 'n preek voorberei oor vergifnis en die Here kom en hy sê nee, jy deel vandag oor die Heilige Gees. So ek gaan so 'n stukkie van vergifnis aanraak. Want dit is so 'n belangrike deel van ons lewe. Onvergifnis is soos 'n ketting wat jou vasbind en wat jou boei. En daar's 'n slot wat dit toegesluit het, maar die ergste van alles is die sleutel lê langs jou. Onvergifnis is nie 'n ding wat daar nie 'n sleutel is nie. Dis soos 'n tronk waarin jy sit met oop deure. Maar weer eens soos die disippels daai tyd, kies ons liewer die bekende van onvergifnis as om die onbekende van onvergifnis, as om die onbekende van vergifnis te kies. Want hierdie maak my vulnerable. Hierdie maak stel my bloot. Die Here sê vir ons in die Bybel, ons moet mekaar 7x70 keer vergewe. Nou is daar een van julle wat al gewonderd, nou hoekom het die Here vir ons wiskunde gegee? Hoekom het hy gesê 7x70? Is daar iemand wat weet? Dalk 'n teologiese student daar agter of iemand 10 sal weet. Wat is 70x7 as ek julle kan vra, as jy iemand wat slim is in wiskunde? Antwoord? 490. En ek het gaan kyk, wat beteken die syfer 490? Wat is die Bybelse betekenis? En ek het opgekyk, ek lees dit vir julle in Engels. The number 490 is a numerical value of the biblical Hebrew word tamim, which means complete, perfect, or finished. A person who can't forgive will always live an imperfect, incomplete life that lacks the true understanding of the finished, gracious work of Jesus on the cross. Verstaan ons hoekom Jesus gesê het 7x70? Want hy het gesê as jy vergewe, is daar 'n finished work in jou. Hy het gesê as jy vergewe, is jy complete. Heel kan jy stap in dit wat hy wil hê jy moet doen. En as ek oortuig, is jy oop dat die Heilige Gees deur jou kan werk. So om te vergewe complete my, dit maak my weer heel en herstel my compleet. Dis die Afrikaans vir complete. Ons dink vinnig aan die prostituut wat voor Jesus gebring is en hulle het vir hom gesê, wag, hy moet haar met die wet oordeel. En Jesus, al wat hy gedoen het, hy die wet op hulle geprojekteer en het in hulle skoene geplaas. En vir hulle gesê, so laat die een wat die geen sonde het nie, eers dit klip gooi. Jesus het ons sondes weggevat. Hy is die een wat ons sondes weggevat het en ons nie geoordeel het nie. Hy is die een wat in die gees besef het en gesê het, dit gaan nie oor hierdie spesifieke wet nie, dit gaan oor my hartsbetuiging
Dit gaan oor die Heilige Gees. En so het hy die ouens begin leer eintlik. Ons vra so baie keer in ons gebed, Here vergewe my, soos ek ander vergewe. Vergifnis dra 'n groot krag. Nou, ons het so rukkie terug die voorreg gehad om daar by Tinus in Rita se huis te wees, en daar was 'n Amerikaner wat vir ons bietjie kon vertel het, en hy praat die aand oor vergifnis. Wie van julle weet dat daar so 'n boek is soos, ek gaan nou maar sê Filemon, maar ek dink ons Filemon in die Bybel. Daar is so 'n boek. En dit is een hoofstuk, kort. En in daai hoofstuk wil ek kort vir julle verduidelik. Is dit Paulus wat aan Filemon skryf. Nou Paulus sit in die tronk. En as ek gou agtergrond kan gee, Filemon het 'n slaaf gehad met die naam, en ek moet dit kyk want dit is 'n snaakse naam. Julle iets heeft of iets. Ek gaan nou Onesimus. En daai slaaf het by hom gesteel by Filemon. En toe het hy die pad gevat. Nou kan jy dink, nou is hy bietjie vies. Want eerstens het hy werk nie meer vir my nie, en tweedens het hy goed by my gesteel en hy die pad gevat. En die ou beland in die tronk, terwyl Paulus in die tronk is. En onder Paulus se bediening in die tronk, want Paulus het nie gaan sit en murmureer nie, Paulus het die evangelie verkondig, kom Onesimus tot bekering en neem die Here aan. En Paulus oortuig hom en sê, jy gaan nou teruggaan na Filemon toe. En wat vir my so mooi was in hierdie stuk, Paulus skryf 'n brief aan Filemon en sê, my geliefde broer in Christus, ek wil graag, en hy sê in sy woorde, hê dat jy weer vir Onesimus sal terugvat. En dat hy onder die bediening en by my hier in die tronk tot bekering gekom het, en nou nie net meer 'n slaaf is nie, maar 'n broer soos ek en jy. Dat jy hom nie net sal terugvat as 'n slaaf nie, maar jy hom sal vat as 'n broer. Hoor mooi, Paulus se roep vir vergifnis in ons lewens is om te sê dat ek en jy moet mekaar kan vergewe. Ons moet met mekaar in die oë kan kyk. Ons moet kan besef dat wanneer iemand 'n deel van Christus se liggaam uitmaak, kan ons nie meer in onvergifnis stap nie. Ons kan nie daai kanale toemaak dat die Heilige Gees deur ons werk nie. Dis ons werk dat die dis ons werk deur die Heilige Gees om mense by die Vader uit te bring deur Christus Jesus. Daar moet liefde, eenheid, versoening onder ons wees. Ek wil graag afsluit met 'n verhaal wat met my gebeur het persoonlik. Nou kyk, oom Jan, ek was een jaar daar by een van die Woord en Aksiekamp hier in Trekwa, so agter my rug. Een van die Woord en Aksiekampe, en ek het besluit om alleen te gaan. En ek het die kamp bygewoon, en soos elke Sondag by 'n kamp begin die mense hulle getuienisse lewer. Hoor jy, en hierdie een ou sê hy was in drugs en hierdie goeters en die Here het hom kon verander. En hy het nou hierdie lewe in Christus. En die ander ou sê hy het hierdie rowwe lewe gehad. En die Here het hom kon verander, en ek luister getuienis na getuienis, en ek gaan net meer en meer in depressie. Want ek vra vir die Here die volgende. Ek sê, Here, U het my geseën in my lewe. U het vir my 'n wonderlike pa en ma gegee. Daar sit my ma vandag agter, die wonderlikste ma. U het vir my die wonderlikste broer en suster gegee. Here, ek het so lekker laerskoolloopbaan gehad. Daar was 'n paar goeters wat daar gebeur het, maar dit was lekker. Ek sê, Here, U het vir my die wonderlikste hoërskoolloopbaan gegee. Ek het die wonderlikste vriende gehad. Here, U het my toegelaat om nasionaal, provinsiaal deel te neem in my hoërskoolloopbaan. Ek sê, Here, en toe gaan swat, het U vir my 'n beurs gegee, het my die wonderlikste studente lewe gegee. Ek het met 'n beurs gestudeer en ek het werk gehad daarna. En Here, daarna het U vir my die wonderlikste werk gegee onder die son. Ek het 'n pragtige vrou getrou. Ek het 2 wonderlike kinders. Ek sê, Here, wat kan ek wys?
Wat is daar wat ek kan wys dat U verander het? En die Here sê vir my, ek het my seun, Jesus, as 'n koning, heel na die wêreld te gestuur, om 'n mens te word, nes julle, om homself te gaan breek, sodat ander kan lewe. En hy sê vir my, maak jy net so. So daar is sommiges van ons wat voel, Here, maar U het vir my hierdie wonderlike lewe gegee. Wat maak jy daarmee? Want die Here wil hê jy met jouself breek. Soos ek al baie keer gesê het, jy moet jou lewe neerlê vir jou vriende, want groter liefde is daar geen eens as hy wat sy lewe neerlê vir sy vriende nie. En elkeen van ons se roepings is anders. Elkeen van ons se omstandighede is anders. Elkeen van ons se taak hier op aarde is anders. Maar vind uit by die Heilige Gees wat dit is, sodat jy deur die Heilige Gees kan lewe, kan dien en God verheerlik. Hier is 'n hint, as jy nie weet hoe die Heilige Gees praat nie. Hy sal altyd God verheerlik. Jesus verheerlik. Hy sal nooit teenstrydig wees met die woord van die Here nie. Jy sal weet, dit is die Heilige Gees. En die Here sê vir my daarso, kom ek wys jou ietsie. En hy wys vir my net hierdie struweling wat ek het, hoe ek voel ek is besig om te verdrink, hoe ek kom hier uit nie, ek weet nie wat om te doen nie. Hy wys my net, en ek spook, en ek sê, Here, wat wys U vir my? En hy sê vir my, gaan deel dit net so met jou pa. Ek sê, okay, weet nie hoekom nie, maar ek sal. En een Sondag, my pa het ons kom braai, en ek en hy is alleen by die braai. Sê ek van, papa, ek het hierdie by die kamp gekry, en die Here wys my hierdie, en ek vertel vir hom dit, en hy begin huil. En hy sê, Kobus, daar was 'n tyd in my lewe, waar het swaar gegaan het, en elke keer as 'n klein kindjie, het jy my teengestaan, as die Here wat deur my gewerk het, wat ek nie besef het daai tyd nie. Hy sê, siffel so dat ek 'n kas se deur wil oopmaak, en jy hou my vas, dat ek dit nie kan doen nie. Hy sê, en ek het so kwaad geraak, dat ek jou dam toe gevat het, en ek wou jou gaan verdrink het. En my pa het my probeer verdrink, en ek gelukkig my pa, ek het dit nie geglo toe die Here dit vir my sê nie. Ek wil vir julle nou sê, want die Here het dit nooit vir my gewys nie. Die liefde wat ek vir my pa, my ma, my broers gehad het, was so groot, dit was vir my 'n skok so groot as my pa. Maar hoor wat het gebeur. Die Here het my pa kom vrymaak, omdat die Heilige Gees iets vir my gewys het, en ek hom kon vergewe het. So vergifnis dra 'n groot deel, en ek weet, my pa en my ma het hierdie lewe van 'n voorbeeld vir ons gelewe, wat so mooi was. En ek dank die Here, dat my pa en my ma het baie gepraat oor vergifnis, en oor liefde, en oor al hierdie goed, maar dit het vir ons gelewe. So dis tyd dat ek en jy, deur die Heilige Gees, hierdie goed begin lewe, sodat dit lewend raak, want dan sal mense dit sien, dan sal hulle hoor wat jy sê. Maar as ek en jy net woorde praat, wat in die skrif staan, het dit nie krag nie. My pa, my ma se woorde, elke oomblik wat hulle gepraat het krag gehad, want hulle het gelewe. So my opdrag en my versoek aan elkeen van julle is, leef die Heilige Gees. Laat hy deur jou lewe, want dan sal dit 'n lewende woord wees wat jy spreek, en dan sal daar 'n getuienis wees, tot in die eindhoeke van die wêreld, het Jesus gesê. Want hy sal met ons wees, deur die Heilige Gees. Laat toe, dat God jou gebruik. Laat toe, dat die Heilige Gees deur jou praat. Moenie toelaat dat die vyand onvergifnis, bitterheid, haat in jou lewe bring nie. Laat toe dat die kanale oop is, dat die Heilige Gees kan begin werk. Want ek wil vir julle sê, ek ervaar in my hart, en ek het met Nico gepraat, ek het met 'n klomp mense gepraat, Tinus en Hannes, ons almal praat. Die Here gaan hierdie gemeente gebruik, kragtig, deur die Heilige Gees.
En dis hoekom ons hierdie goed met julle deel. Daar's nog so baie om te deel oor die Heilige Gees. Maar laat hierdie vandag 'n begin wees om net te sê, Here, ek wil stap in hierdie Gees, sodat jy 21 jaar later kan sê, hier sit nog steeds iemand, sodat ons kan sê dat Here, oral waar ons stap, waar ons voet neersit, gee jy vir ons. En sal die Gees die mense verander. Kom ek en jy, laat toe, dat die Gees wat binne in ons is, en Jesus wat om ons is, en God wat alomteenwoordig is, ons lewe so verander, dat die Gees deur ons werk en ander aanraak. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Here Jesus Christus, ek bid dat die Gees wat U vir ons beplan het en vir ons gestuur het, wat die Vader vir ons stuur, dat daai Gees deur ons sal werk, in ons sal werk, dat daai Gees eerstens vir my sal verander, sodat U ander kan verander. En Here, dat ek nooit ooit sal dink dat die Heilige Gees binne my beter as ander mense maak nie, maar dat ek besef, Here, dat die Heilige Gees my verander en my 'n beter mens maak as wat ek was. Here, ek kom bid dat ons voorbeelde sal wees vir mekaar, soos my ma, my pa vir my was. Dat ons voorbeelde sal wees vir ons kinders en vir almal wat rondom ons is, 'n voorbeeld sal wees. Here, ek kom bid dat U ons vul met die Heilige Gees, dat hierdie gemeente, Here, U sal dien in gees en in waarheid, dat ons mekaar sal ken in die Gees. Here, dat U krag van die evangelie sterk sal wees, Here. Soos daar gesien is, Here, dat die parkering later aan te veel gaan wees vir wat die kerk kan hou, Here. Dat hierdie plek sal oorloop, Here, van harte wat U wil dien. Here, ek kom bid dat elkeen van ons sal gereed wees en bereid wees om dan te bedien en te dien waar dit nodig is. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.